Welkom by hierdie voorlesing van Sterre is vir altyd, die eerste in die reeks oor die Barnard meisies. Geskryf en voorgelees deur Sofia Kap, uitgegee deur Boekdiva Uitgewers. Hoofstuk 25. Max leun terug, sodat sy kop teen sy duur kantoorstoel se kopstuk kan rus. Sit so met sy oë toe. Nie dat dit help nie. Nie dat enigiets help nie. Alles pyn. Sy oë van die slaap wat net nie wil kom nie. Sy kaak van die emosie wat hy elke sekonde van elke ellelange dag en elke eindelose nag moet terugbyt. Sy maag wat weer voel soos toe hy 18 was en sy pa na hom gekyk het sonder enige herkenning in sy oë. Elke asemteug sedert daardie afgryslike oomblik waarop Janie uit sy lewe geloop het, is moeite. Elke gedagte wat hy moet formuleer, sodat hy een voet voor die ander kan sit, is 'n berg. Hy het gehoop as hy uit Parys pad gee, as hy kan wegkom van die plek waar elke liewe ding hom aan haar herinner, sal hy ten minste kan begin optel aan die skerwe. In die woonstel in Parys, waar die laaste woorde tussen hulle geval het en waar hy hom soos 'n vark teenoor haar gedraai het, kon hy nie bly nie. Die blote gedagte aan Vermeer de Rousseau waar hy gedog het hy haar deurgrond het, is 'n marteling. Al wat vir hom sin gemaak het, was om so vinnig moontlik terug te kom in die Kaap, sodat hy hom so gou moontlik, so diep moontlik in sy werk kan begrawe. Werk was nog altyd sy toevlug. Dis die een ding wat hom van homself en sy eie gedagtes gered het. Dit het hom gedra deur die getart op skool, na sy verwerping deur sy pa, na sy ma se dood. Dis wat nou ook gaan help, so het hy besluit. Maar nou is hy hier, in sy kantoor met sy fabelagtige uitsig oor die baai, en nie eers werk maak sin nie. Hy het vanoggend, ten spyte van die 2 dae en 2 nagte sonder slaap, direk van die lughawe af hierheen gekom. Hy weet hy lyk verkreukel na die vlug, maar hy wou so gou moontlik sy kop besig kry. Maar hier sit hy nou al ure by sy lesenaar, sonder dat hy 'n woord ingeneem het wat op die rekenaarskerm voor hom staan. Dis asof sy lewe en alles in hom versplinter het, en daar net geen samehang in enigiets is nie. Miskien is wegvlug dan die verkeerde taktiek. Miskien moet hy die dolk nou maar in sy eie hart druk, sodat hy kan uitbloei en klaar kry, en dan met die karkas wat oorbly probeer uitpluis wat die res van sy lewe werd is. Met 'n hand wat dreig om te bewe, haal hy sy beursie uit sy binnesak. Rits die klein sakkie vir munte oop en keer die inhoud in sy palm uit. Staar na die eenvoudige pand met die blou-wit solitairsteen en wag vir die brander om hom te oorweldig. Hy het Vrydagmiddag daarmee by die woonstel in Parys aangekom. Was dit maar 3 dae gelede? En dit toe in sy beursie gesit, omdat hy dit by hom wou hê wanneer hy daar die perfekte oomblik geskep het. Sy het amper sy fyn uitgewerkte planne in die wiele gery voor die opera, toe sy met daardie ingebore styl en grasie letterlik sy asem weggeslaan het. En in die opera, toe daardie warm bruin oë in die trane geswem het oor Violetta se leed, tydens pouse toe sy die verwysing na die champagne onmiddellik gesnap het en bereid was om die laaste sirkel vir Rose te voltooi. Maar hy wou vir haar die sterre gegee het. Hy wou op die balkon van sy woonstel staan met die sen silverblink in die maanlig en haar onder Vincent se sterrebelaaide fluweelblou naghemel vra om ook sy lewe te voltooi. In steede daarvan, sy hand klamp om die ring en hy voel hoe dit in sy palm inbyt. Die ongerief is 'n spatsel in vergelyking met die golf van emosionele verplettering wat by die herinnering aan daardie laaste gesprek oor hom spoel. Hy kon Claude nie glo toe die vir hom vertel het, Janie het besluit om huis toe te kom nie, sommer so in die middel van die opera, sonder om te verduidelik of te groet. Nie eers Nina, wat huilend haar en Janie se gesprek van die middag feitelik woord vir woord aangehaal het, kon hom oortuig dat die vrou wat hy met sy hele hart, siel en verstand liefgekry het,
nie kans sien om deel van haar lewe hier in Suid-Afrika te maak nie. Hy het bly glo dat dit iets is wat hy sou kon reg praat, dat hy haar sou kon oorhaal om hom 'n kans te gee, om ten minste te erken dat wat hulle gedeel het 'n ewigheidswaarde het, wat 'n mens nie sommer net een kant toe smyt oor uitgediende sosiale opvattings nie. Maar daardie uitdrukkinglose oë wat na hom gekyk het, net soos wat sy pa na hom gekyk het hom oortuig waar Claude en Nina nie kon nie. Sy herkoms en die gewig van die klas waaruit hy kom, het vir haar te swaar geweeg. Ten spyte van alles, ten spyte van die werk wat hy ingeset het en ten spyte van sy beslaglegging op die Franse deel van sy herkoms, maak sy nederige Afrika-wortels hom steeds onaanvaarbaar. Constantia en Athlone was toe vir haar te ver uit mekaar. Hy stoot sy elmboog op die lesenaar en vou sy hande voor sy gesig in mekaar, sodat hy sy voorkop teen sy vuiste kan laat rus. Hoe het hy haar so verkeerd gelees? Hoe het hy op Vermeer de Rousseau, toe sy hom van haar droom vertel het, so helder en so seker geweet dat sy ma haar vir hom uitgesoek het? Hoe glo 'n mens so vas, dat jy die liefde gekry het waarvoor ander mense 'n leeftyd lank wag, net om uit te vind sy verag eintlik die ding wat jou maak wat jy is? Terwyl hy so sit, verswelg in donkerte, raak hy bewus van 'n gewolt buite sy kantoor. Hy sit nog en wonder of dit iets is waarvoor hy homself uit sy persoonlike hel moet trek, toe sy kantoordeur skielik oop bars. Die eerste ding wat deur sy kop skiet is dat hy hallusineer. Hy is nou al so dol, dat hy Janie in elke nuwe gesig soek, maar gaandeweg besef hy dat daar wel iets van Janie is in die vrouefiguur wat in sy deur staan. Effe ouer, heel wat blonder. So formeel haar voorkoms is amper strak, maar hy herken dieselfde fyn beenstruktuur, dieselfde soet kurwe van die kaak, dieselfde vier nek en skouers, dieselfde grasie en styl. Hy het niemand nodig om vir hom te sê dat hy in die teenwoordigheid van Eleanor Barnard is nie. Die arme tydelike PA wat moet uithelp na Bridget se abrupte vertrek, probeer haar bes om die indringer uit die kantoor te kry en terselfdertyd vir die onderbreking om verskoning te vra, maar die meisie word smeer aan haar arm by die kantoor uitgehelp en moet hulpeloos toekyk hoe die deur in haar gesig toegestoot word. Die klein deeltjie van sy brein wat nog funksioneer, sein vir hom dat formidabel nie heeltemal die aura dek wat hierdie vrou uitstraal nie. As hy nie so verswag was deur sy persoonlike ellende nie, sou hy gesê het sy is nader aan vrees aanjaend, maar vanoggend kan hy nie eers vrees opgewek kry nie. Dis net ingedrilde hoflikheid wat hom laat opstaan, en dis oorlewing wat hom die ring in sy sak laat val. Hy bly so staan. Wag. Sy takseer hom eers daar van die deur af, en ten spyte van alles, moet hy homself dwing om nie van daardie vlijmskerp blou blik weg te kyk nie. Wanneer hy eendag weer aan die gang kom, oor 'n millennium of so, moet hy tog onthou om uit haar vaarwater te bly. Sy sal 'n mens verdelg, sonder om 'n oog te knip, en daarna nog tee uit 'n mooi koppie drink. Uiteindelik kom sy nader, neem stelling in voor sy lesenaar. Steeds sê sy niks, maar hy kan sien hoe haar blik oor hom skraap en dan vassteek op sy gesig. Klein fronsie, asof iets daar haar verras het, maar dan trek sy weer haar mond op 'n streep. Die stem, toe sy praat, klap soos 'n sweep. So, die vroumense in jou verlede is die soort goed waarvan TikTok aan mekaar gesit is. Plastiek, die hele spul, van hulle boobs tot hulle tande, tot hulle persoonlikhede. Hulle is so fake, mens kan 'n Madame Tussauds met hulle oopmaak. Maar my suster, wie se grootste gawe en grootste fout in hierdie lewe is, dat sy haarself onvoorwaardelik gee, is nie goed genoeg vir jou nie. Dit neem hom 'n hele paar sekondes om te besef
Hy is die een wat uitgetrap word. Dis nie, meneer Esau, jy mag dalk dink jy is die gode se geskenk aan vrouens, maar die dag as jy 'n lieflike, warm, opregte vrou, soos Janie deur jou gat trek, is jy drek. Hy wag so bietjie, maar sy gee hom nie kans nie. Ek kan nog verstaan dat jy kan dink sy kan nie byhou by jou lewenstyl nie. Wat stront is, want sy het die vermoë om met enige een te klik, van 'n moeraspadda tot die paus. Maar om haar soos 'n hoer te behandel, net omdat sy die moed gehad het om weg te stap van 'n situasie waar sy nie waardeer word nie, is veragtelik. Om dit sagkens te stel. Janie is te ordentlik om iets daaraan te doen, maar ek is hier om vir jou te sê, jy kan hierdie oorbelle dwars indruk in watter liggaamsolte ook al naaste aan jou vingers is. My suster is nie 'n bimbo nie, en jy gaan haar knorre fok soos een behandel. En wat jy bovenal nie gaan doen nie, is om haar met hierdie goed op te saal en haar daarmee te herinner dat sy nie aan jou belaglike vereistes voldoen nie. Hy het nie gedink hy kan nog 'n keer seer kry nie, maar die flonkerende hoopie wat Eleanor voor hom op sy lesenaar neerplak, skop soos 'n muil. Sy knieë knak asof vanself en hy sak weer op sy stoel neer, so met sy elmboë op die gladde blad en sy voorkop teen sy ineengestrengelde hande. Andersom is al wat hy skor uitkry. Daar is 'n stilte. Wat is andersom? Jou suster is die een wat besluit het, ek is nie goed genoeg nie. Nog 'n stilte, maar 'n swanger een die keer. Ekskuus, maar is jy gesuip? Nee, maar ek wens ek was. Hy sug en laat sak sy hande. Kyk, ek weet julle is geheg aan mekaar en ek verstaan dit jy haar kant onvoorwaardelik gaan kies, maar ek het nooit... Sy stem kraak en hy moet oorbegin. Sy is die een wat gesê het sy wil terugkom en sy wil dinge tussen ons beëindig. Ek wou dit nie glo toe Nina en Claude my gesê het, dis soos hy voel nie, maar toe ek gevra het sy dit erken. Die vrou oor kan die lesenaar staan om lank en aankyk. Die gesigsuitdrukking het nie verander nie, maar hy kan sien die beklei is weg uit die blou. Al wat oorbly is daar die vlamskerp intellek waarvoor sy so bekend is. Wat is dit wat Nina en Claude vir jou vertel het? Net wat sy vir Nina gesê het, dat sy terugkom Suid-Afrika toe en dat ek nie inpas by haar lewe hier nie. Snaaks hoe die gedagte erger raak in plaas van beter. En wat dink Claude en Nina, en jy, neem ek aan, het sy daarmee bedoel? Wat dink jy bedoel 'n wit meisie uit Constantia wat so iets sê oor 'n bruin man uit Athlone? Kners hy dit uit. Sy is lank stil. Lank. Hy sien hoe die kleur uit haar wange lek, hoe sy 'n hand moet uitsteek om vashou plek aan die stoelleuning te kry. Die hoflike deel van hom wil waarsku dat hy moet stadig met haar, dat sy nie die een is wat die woorde gesê het nie, maar die kind wat seer gekry het, weet nie hoe om haar bo oor sy eie seer vry te spreek nie. Sy is die een wat omdraai en, sonder om te vra, stap tot by die sytafel waar sy 2 glasse whisky uit die duur kraffie skink. Sy stap daarmee terug en hou 'n glas na hom toe uit. Ek drink nie normaalweg in die middel van die dag nie, maar ek dink nie ons gaan deur hierdie gesprek kom sonder alkohol nie. Sy gaan sit oorkant hom, ook sonder om te vra. Ek vermoed hier is iewers 'n helse misverstand. Ek loop nie vandag hier, voor ek die volle storie het nie. Praat. Daar's niks om oor te praat nie, Eleanor. Dinge is wat dit is. Dan sê jy vir my wat dinge is. Hy kners weer op sy tande. Hoekom? Ek skuld jou nie 'n verduideliking nie. Jy is reg, jy skuld my absoluut niks. Maar dit maak my die ideale persoon om te vertel wat gebeur het, want jy het niks om te wen of te verloor nie. Sy sit vorentoe, leun ook op die lesenaar en hou hom met daardie intense blik. Max, sê nou jy's verkeerd. Sê nou jy is albei verkeerd en hierdie hele breekspel is onnodig. As ek jou beloof dat wat ook al vandag tussen ons in hierdie kantoor gesê word, hier sal bly, sal jy my genoeg vertrou om vir my te sê wat in Parys gebeur het?
Ek is seker jy het reeds by jou suster gehoor wat in Parys gebeur het. Sy rol haar oë. Ek het ja, maar ek kon uit haar gesnot en geborrel nie agterkom of ek met aspoester, violetta, roseberry of matahari te doen het nie. Nou vra ek jou ook. Dalk kry ek so die ander helfte van die storie. Toe hy haar net sit en aankyk, lig sy haar glas. Dit bly tussen ons twee. My woord. Hoekom dit hom oortuig, weet hy nie, maar toe hy hom kom kry, het hy vorentoe geleun en sy glasie teen haar geklink. Dalk is dit die eerlikheid, dalk is dit die respek vir haar onverskrokkenheid. Dalk is dit bloot omdat sy na hom kyk sonder enige swem van die bejammering of empatie wat hy by sy vriende gekry het. Sy is soos 'n bladsy in sy boek, waarop hy onbelemmer kan skryf. Hy teeg aan die whisky, voel dit in sy keel afbrand en verdowend deur sy are puls. Ek het nie daarna gesoek nie. Ek het nie eers geweet dat ek iewers in my enige behoefte daaraan gehad het nie, maar ek was binne 48 uur tot in my siel oortuig, sy is die vrou saam met wie ek die res van my lewe wil wees. Hy vryf oor sy voorkop, asof hy die pyn kan verlig wat die herinneringe meebring. Dit klink mal om dit te sê, maar ek dink ek het reeds op die vliegtuig op haar verlief geraak. Alles aan haar, die manier waarop sy na die wêreld kyk, die manier waarop sy met haarself kan spot, haar diepte, haar deernis, haar vreeslose bereidwilligheid om haar eie emosies te erken, alles aan haar was so eg en eerlik en opreg. Ek was betower. Ek was selfs verlief op jou. Nie op die persoon wat jy is nie, maar op dit wat sy aan jou het, wat sy aan julle almal het. Ek was verlief op haar lewe en op haar lewensuitkyk en haar hoop en haar helderheid. Ek het geweet ek oorweldig haar eintlik en ek moes haar kans gee om tot verhaal te kom na Eddie, maar ek het in Parys in my prokureur se kantoor gestaan tussen al daai papiere en dokumente en geweet, sy is my rede. Net om by haar te wees, om langs haar te staan en saam met haar 'n ding te beleef, 'n ete, skildery, die lig op die Seine, maak dit beter. Sy maak alles beter. Stilte, terwyl sy die stroomwoorde verwerk. Toe, en tog het jy haar probeer verander. Toe jy terug is Parys toe, en sy jou vriende moes ontmoet en saam met jou tussen die elite moes verskyn. Toe moes sy opgegradeer word. Hy skud sy kop verdwaas. Dis glad nie wat dit was nie. Sy het op 'n stadium gesê sy het nie uitgaanklere nie, en ek wou net nie hê sy moet ongemaklik wees nie. En ek wou haar lank genoeg besig hou terwyl ek by die juwelier was om die oorbelle en die ring. Hy breek stomp af. Hy was nie van plan om die volle omvang van sy vernedering met Eleanor te deel nie, maar die moegheid en die whisky, en daardie vermoë van haar om te luister, so nes haar suster, het hom meer laat uitblaker as wat hy moes. Eleanor laat sak haar glas. Daar's 'n ring. Die snorklag is humorloos. Dis nou wat hy het van 'n besluit om die dolk in sy eie hart te draai. As jy vir pyn vra, sal die kosmos dit vir jou reël. Hy steek nietemin sy hand in sy sak, haal die ring uit en sit dit langs die oorbelle neer. Ek is jammer oor hoe ek die oorbelle. Hy skud sy kop. Ek was kwaad, maar dit was ongevraagd. En seker onverdiend. Ek meen, ek het die hele tyd geweet sy hou terug. En ek het aangevoel sy gaan hardloop as ek vir haar sê hoe ek voel. Ek het net nie besef hoekom nie. En jy weet nou? Ja. Die blou los nie. En jy is seker van jou saak. Hy leun terug, skud sy kop vir haar. 35 jaar, Eleanor. Dis hoe lank ek al met vooroordeel te doen het. Dis soms so subtiel, dit klink na welwillendheid. Onthou, die klein vurkie is vir die slaai. Ons los maar die kerk vanoggend. Ons wil jou nie in die verleentheid stel nie. Sjoe, maar jy praat goeie Afrikaans. Jene, ons het nie gedink jy gaan van Mozart hou nie. Ek was goed genoeg om rugbywedstryde vir die eerste span te wen en om selfs om na die tyd te kom braai, maar ek was nie goed genoeg om hulle susters te date nie. Ek was die toppresteerder in wiskunde in die land, maar elke klasmaat op universiteit het geglo ek is 'n kwota-student. En my pa, hy knars op sy tande. Daardie blik wurms gaan hy nie weer oopmaak nie.
Janie was die laaste persoon wat hy daarmee vertrou het. Nadat al die kaarte gespeel is en al die rekeninge betaal is, kom ek nog steeds van Athlone af. Hy het verwag die opmerking gaan haar ongemaklik maak, maar sy lig net haar wenkbroue vir hom. En die laaste whisky brand 'n pad tot in sy maag. Eleanor, as dit jou laat beter voel, kan jy maak asof dit nie 'n kwessie is nie. Ek gaan nie 'n konfrontasie met jou daaroor afdwing nie, maar jy gaan nie hier voor my sit, in hierdie kantoor, in hierdie land, en vir my sê rasisme is nie 'n ding nie. Sy kyk hom lank. Nee, ek gaan dit nie vir jou sê nie. Dit maak my bitter ongemaklik dat ek nie kan nie, en dit grief my dat ek nou nog daaroor ongemaklik moet wees. Maar jy gaan ook nie hier kan sit, in hierdie kantoor, en vir my sê, my suster is bevooroordeeld nie. Nie ons Janie nie. Dis wat sy gesê het. Nee, Max, ek glo nie vir 'n oomblik dis wat sy gesê het nie, maar ek kan wel glo dis wat jy gehoor het. Hy frons, vies oor die dofheid wat die whisky bo op die moegheid veroorsaak het. Jy praat nou in raaisels. Sy bestudeer die laaste van die drank op die bodem van haar glas. Ek is bereid om toe te gee dat jy ervarings gehad het, en steeds het, wat ek as 'n, kom ons wees reguit daaroor, wit, bevoorregte vrou nie ken of begryp nie. Ek is bereid om toe te gee dat jou belewing van die wêreld en veral van verhoudings anders is as myne. Maar vir dieselfde prys moet jy dan toegee dat jy nie ervarings gehad het wat jy nie begryp nie, en dat haar belewing vir die wêreld en verhoudings anders is as joune. Die frons verdiep. Dis weer 'n raaisel, wat sê jy nou eintlik? Ten diepste, dat julle albei so bang is om oor die afgrond gestamp te word, dat julle daar afspring net om dit te vermy. Jy het gereageer uit vrees, Max, maar sy het ook. Vrees? Waarvoor is sy dan bang? Die vrou voor hom weeg lank aan haar woorde. Het sy ooit met jou gepraat oor Lizzie? Vir 'n oomblik tas sy in die duister, dan gaan die lig op. Lizzie? Soos in Jane Austen se Lizzie? Ek het haar gevra, maar sy het gesê daar's net 'n Jane en 'n Anne, nie 'n Lizzie nie. Sy's reg, daar is nie 'n Lizzie nie, maar daar was. Die koue klap deur hom. Daar was 'n sussie, na haar. Eleanor knik. Hy wil nie weet nie, wil homself nie oopstel vir die idee dat hierdie bevoorregte mense kan seer hê, soos wat hy of Rose seer gehad het nie, maar hy kan homself nie keer nie. Wat het gebeur? Hulle was 'n tweeling. Alles het goed gegaan, tot 'n dronk bestuurder en my ouers vasgery het. Die impak was aan my ma se kant van die kar en die babas is vroeggebore. Nie een van die twee moes dit gemaak het nie, maar Janie was ons klein wonderwerk. Sy het deur die pype en die masjiene soos 'n tier beklei. Lizzie het na 'n paar dae die stryd verloor. Hy sit daar, verstar. Soveel leed, so 'n enorme verlies. By alles wat hy en sy ma nie gehad het nie, het hulle mekaar gehad. Eleanor maak haar keel skoon. My ma sê die band tussen tweelinge is iets wat reeds voor geboorte ontstaan en Janie mis vir Lizzie. Ek weet nie, dit klink vir my na sielkundige mambo-jumbo, maar selfs ek kan sien, sy soek haar lewe lank al na iemand. 'n Sielsgenoot as daar dan nou so iets is. Die behoefte is eg, en sy mag dit sekerlik hê, maar dit maak haar weerloos. En dit maak haar 'n teiken vir elke flippin user in die Wes-Kaap. Mense misbruik dit, veral mans. Haar romantiese geskiedenis is 'n ellendige verhaal van een Eddie op die ander. Sy glo dis wat sy werd is, die Eddies van hierdie wêreld, en jy is so ver bo haar verhewe, dat sy jou in die skande gaan steek as sy net in die openbaar langs jou verskyn. Hy wil dit nie glo nie, kan nie glo dat Janie haarself so kan geringskat nie. Maar soveel klein opmerkings, soveel stiltes, soveel kere wat sy teruggetrek het, maak nou sin. Niks daarvan was oor hom nie, dit het gegaan oor wie sy was. Dis omdat hy so verstrengel was in sy eie omstandighede en sy eie geskiedenis, dat hy haar optrede oor hom gemaak het, eerder as oor haar.
Maar Eleanor is nie met hom klaar nie. Die grootste tragiek van hierdie hele gemors is dat jy met jou optrede alles bevestig het wat sy van haarself dink. Ek glo jou as jy sê die make-over en die oorbelle was blote bederf, en vir enige ander vrou sou dit presies dit gewees het. Maar Janie is nie enige vrou nie. Sy het dit ervaar as 'n emosie van wantroue in haar vrou wees. Jou vriende wat sommer wild en wakker aannames oor haar gemaak het, waarskynlik ook omdat sy wit en Afrikaans is, het nie gehelp nie. Hy kan Eleanor net sit en aankyk. Daar is nie eers woorde waarmee hy die oomblik kan oorbrug nie. Hy het die hemel in sy hande gehad en dit weggesmyt. Sy sit die leë glas op die lesenaar neer, kyk hom reguit in die oë. Jy's 'n idioot. En na regte woord ek jou te los dat jy brand in die vage vuur wat jy vir jouself aangesteek het. Maar jy is nie die enigste idioot in hierdie situasie nie. Janie is net so skuldig soos jy, en ek kan haar nie net los nie. Julle het in hierdie ding ingedonder met julle lywe en harte en nie met julle koppe nie. Die lewe is te gekompliseerd daarvoor, Max, en passie en museums en opera en diamantoorbelle kan nie julle verskille oorbrug nie. Dit gaan werk kos, en moed, en eerlikheid. En die eerste tree gaan van jou af moet kom. Steek vir een keer in jou lewe daardie chip op jou skouer in jou sak en praat net met haar as 'n gelyke, iemand met dieselfde onsekerhede en vrese as jy. Ek het nie 'n chip op my skouer nie, protesteer hy verontwaardig. Jy, my vriend, het 'n boomstomp op jou skouer. Weet jy hoe weet ek dit? Want jy praat af oor Athlone. Jy skaam jou vir waar jy groot geword het. Asof 'n woonbuurt die waarde van jou menswees bepaal. Jy maak met jou snobisme en jou vooroordeel elke mens wat van elke Athlone in die lewe afkom minder. Jy maak mense wat hulle gatte afwerk om met wat hulle het vir hulle gesinne te sorg minder. Jy maak jou eie ma, die vrou wat in Janie se oë amper al engelstatus gekry het, minder. As jy jou oor iets wil skaam jou daaroor. Sy kom oorheen en haak die stylvolle handsak oor haar skouer. Staan eers so, maar leun dan vorentoe en tel die oorbelle van die lesenaar af op. As ek dit hier los, gaan sy weet ek het alweer ingemeng en dit gaan nie my of jou saak by haar enige goed doen nie. Dis vandag haar verjaarsdag en ons vier dit vanaand met champagne en my ma se hoenderpastei. Dis net ons gesin, sy het nie kans gesien vir nog mense nie. Kom oor so 6:00 se kant. En bring die ring. Sy mond is droog en sy hart skop teen sy ribbekas. Wat sê jy vir my? Sy neem die leeu whiskyglas by hom weg en sit dit saam met haar terug langs die kraffie. Van een perfeksionis aan 'n ander. Hou op om vir Janie perfekte oomblikke te wil gee, Max. Dit intimideer haar net. Sy gaan ook nie vir jou perfeksie kan aanbied nie. Wat jy wel by haar gaan kry, is warm en spontaan en eg en opreg en suiwer. En dis beter as perfeksie. Daaroor kan ek jou ook my woord gee. Indien jy die volledige Sterre is vir altyd op YouTube wil volg, teken in op my kanaal. Dit doen jy deur op subscribe onder die video te klik. As jy op die klokkie klik, laat YouTube jou weet wanneer ek die volgende hoofstuk laai. Indien jy eerder die papierboek wil hê, kan jy dit bestel by Graffiti Boeke. Ek plaas die skakel in die beskrywingsboks hieronder. Sterre is vir altyd is slegs beskikbaar by Graffiti Boeke en Bargain Books.